Hey julle, welkom by die kommentaar episode vir episode 2 Duivels. Ja, die titel Duivels, dit verwys na die insig wat ons gaan kry in hierdie episode in die duivels wat vir ons karakters rondjaag. Vir Juba in die hede, Slabs en sy verlede, hoe hy daarmee gestruggle het, en al die ander karakters. Ja, dit is basies die Jungian idee van die shadow, jou struggles en hoe dit in na buite toe manifesteer. Soos julle episode hoor, ons spring 3 jaar vorentoe in die hede, waar die verlede, die tydlyn nostalgies uitgebeeld was, met spasie, eenvoud, lekker ritme, lekker vibe tussen die vriende, is die hede tydlyn basies uitritme, 'n bietjie ongemaklik so te sê. Ek het vir julle genoem, ek luister na musiek, of ek het na musiek geluister toe ek Reisigers geskryf het, die liedjie wat ek gereeld oor en oor na geluister het om my in die half regte headspace te kry vir hierdie gedeelte van die stuk is die liedjie Easy deur die Commodores. Ag, dit het my net die gevoel gegee dat alles is fyn, alles sal reg wees, half soos hierdie false sense van alles sal reg wees. Alhoewel dis waar die liedjie die gevoel wat die liedjie vir my gee. En jy voel dit uit die staanspoor wanneer Juba uit sy woonstelblok uittreë. Die woelige stadsgeleide, die onderliggende angstigheid in die omgewing, is amper asof dinge net 'n bietjie meer de mekaar is in hierdie tydlyn. Ek probeer dit ook deurbring in die teks wanneer ek 'n lyn skryf soos of in die voorlesing sê, en hy tree in die res van die 8-to-5s. Dit half sin speel op die idee van vasgevang wees, tipe van stagnasie, pseudo-produktiwiteit, in plaas van die reisiger wat Juba regtig is. Ja, en die naambalkie basies gee dit net alles weg. Vir my persoonlik is dit net soos die ergste ding wat met my kan gebeur, is om 'n naambalkie te dra, net 'n persoonlike gevoel. Ek het Kaapstad as 'n middestad as in gedagte gehad terwyl ek geskryf het om die atmosfeer te probeer verduidelik in die teks. Die ligte buie reën, die wind, is maar regtig 'n bietjie weer eens van my eie subjektiwiteit hierso, my eie subjektiewe ervaring van Kaapstad wanneer ek dit besoek vir werk of op vakansie is. Veral sy middestad, jy stap verby met grys geboue, baie haweloses, die wind waai, dis nat, en dan is soos hierdie gesprenkel van baie kreatiewe entrepreneurondernemings. Ja, ek hoop julle kry die gevoel wat ek in gedagte het teenoor in episode 1 waar die spasie was van die sterreplek en die koppie en al daai tipe van dinge. So Juba tree dan in die 3-ster hotel waar hy werk. Ja, weer eens die 3 ster is net perfek. Jy het alles wat jy wil weet daar. Dit is basies net die idee van average. Ja, Juba het gesettle in plaas van hierdie ambisieuse jong man met wat sy eie bierbrouwery is om met sy broer wil begin. So daai kontras was belangrik om nou na vore te kom. Weereens 'n groot stuk van Reisigers is die idee van jy het soveel drome wanneer jy uit die skool uittreë en jy het hierdie idee van wat jy wil bereik, maar weereens die lewe werk nie altyd uit soos wat dit moet nie. En wat gaan jy dan doen rondom daai feit? Waar gaan jy weer 'n nuwe avontuur ontdek, so te sê? Ja, ons later in toekomstige episodes gaan julle hoor hoe Monty dit laat val of verwys na die 3-ster hotel wat dan 'n klokkie lê by Juba, maar dit slaan nog nie heeltemal vir Juba nie. Hy connect nog nie die dots nie hoekom sy vriende eintlik daar is om hom te kom haal op hierdie reis nie, maar dis nou vir later episodes om meer daaroor te praat, maar luister uit daarvoor. So ja, hy stap in die hotel in, ons weet hy werk daar, hy stap verby al die mense of die gaste met hulle budget ontbyte en discount koffies vasgenaal op hulle selfone. Weereens, die gevoel is maar net gemiddeld autopilot vasgevang. En dan loop hy vas in die kelner wat hom corner om 'n bietjie ietsie met hom te deel of ietsie voor te vra. Dis nou die kelner met die gebroke Engelse aksent. Ek moet bieg hierso, hier moes ons 'n bietjie ge-improvise het, 'n plan maak. Gideon, die klankvervaardiger vir Reisigers, het eintlik ingestaan hierso om hierdie stem oor te doen op die laaste minuut. Ons het eintlik die opname file van een van die kerkse volonteërs wat eintlik die regte kelnerstem gehad het. Ons het dit net verloor of misplaas en ek is nie presies seker hoekom nie, maar ons kon dit nie kry nie, so ons moes 'n plan maak. So ja, Gideon se stem is nou nie die perfekte stem vir wat ek in gedagte gehad het nie.
Die idee was om hierdie smooth talking Engelsman te hê, as die kelner, maar ja, ek dink Gideon het 'n goeie job gedoen. Hy kan regtig trots wees. And the Oscar goes to Gideon. Ek is trots oor hoe ons Juba se kantoor beskryf hier, so hoe ek dit geskryf het. Die buislig wat stadig wakker word of sukkel om wakker te word, die semi-georganiseerde tafel. Dit regtig skets net basies die mental mindset van Juba wat basies net in hierdie fisiese spasie manifesteer, bedruk, bietjie gemiddeld. Ja, so ek is nogals trots op daai stukkie. En weer eens, dit wys net hoe hierdie beskrywings en reisigers so groot rol speel om die prentjie te skep en vir jou sê wat met die karakter aangaan sonder om dit regtig uit te spel. Ja, sy interaksie met die kelner weer eens, hy's net half engaged, hy's kort af, eintlik basies ongeskik, dismissive, so te sê. En weer eens, dit is nie die Juba wie ons geken het in die verlede nie. En daarna is die konflik met die oorgewigsbesigheidsman. 'n Shout-out hierso vir Pieter, een van die mense by NG Laddes Park. Hy het regtig net perfek gedoen en hy het sports gehad, dink ek, om hierdie karakter te speel. Dit was regtig cool om hom te sien en Pieter het net so tipe van homself so ingeleef in dit en baie dankie Pieter vir die werk wat jy daar gedoen het. Dis regtig, ek het dit geniet. Nou, hoe stereotypies is hierdie karakter? Ek dink sy naam is Jaap, as ek reg kan onthou. Nou, ek het net in my geestesoog hierdie persoon gesien en ons almal ken hierdie tipe mense en dit is oordrewe stereotypies, ek weet dit, maar dit was net so fun om hom te beskryf. Die Oprah-agtige gebare, die selfvoldaanheid, die neerkykerigheid, dinge wat hy sê, ou vriend, amper egotisties so te sê. Maar spesifiek was hierdie scenario geskep om vir jou as luisteraar weer te herinner oor wie Juba regtig is en hoe Juba hierdie ou hanteer, herinner ons weer van sy natuurlike leierskapsinstinkte, kalm, intelligent, daadwerklik, eintlik empatie ook. Die hele scenario van die fake phone call, waar hy sy prokureursvriend, daai stereotype weer, skakel. Nou, dit is eintlik 'n werklike ervaring wat my vrou Lizindi deurgegaan het by haar radiologiepraktyk, waar 'n pasiënt ingekom het, baie kwaad geraak het oor een of ander issue, sy in aanhalingstekens prokureursvriend gebel het, en na die tyd kon hulle op die CCTV kameras hoor en sien dat hy eintlik sy seun gebel het in die proses en dit was nie eens die prokureur gewees nie. So daai was maar net weer eens 'n voorbeeld waar werklike situasies in die lewe inspirasie gedien het vir 'n situasie wat ek nodig gehad het in die storie om 'n spesifieke doelwit te tref. Ons hoor ook 'n bietjie van Patricia of Pat. Dis nou Juba se baas. Sy's nou nie 'n karakter so te sê nie, maar sy's al van die agtergrond en daar's ook weer later in die draaiboek 'n bietjie van 'n weggee oomblik, eintlik die groot weggee oomblik wanneer Juba besef hoekom sy vriende hom opgetel het, maar ek hou net van die manier hoe Juba praat van Pat of van Patricia. En ek weet nie, ek het amper 'n tipe van 'n backstory in my kop vir Patricia, alhoewel sy nie in die storie self is nie. Sy's 'n goeie baas vir Juba, amper 'n tipe van 'n mentor. Ja, en sy obviously weet dat hierdie 'n moeilike tydperk vir hom is, en dis die tydperk wanneer is die anniversary van sy broer se dood. En weer eens, dit wys my wat se tipe persoon Pat is, sonder om regtig haar te wys of so. En dit weer kom terug na my punt wat ek gemaak het in episode 1 oor die presence van die vroulike gees rondom Juba se lewe. Nadat hy die situasie met die oorgewig besigheidsman goed hanteer het, dan stap hy terug kantoor toe en ons sien die missed calls van sy ma en die hartjie boodskap. Ja, sy reik uit na hom. En dit is nogals cool, want weer eens, dit is sy broer se doodse anniversary, so dit moet hard vir haar wees. Dit moet regtig hard vir haar wees om so uit te reik. Sy het ook obviously soos ongelooflike baie seer, maar sy doen dit nie te min. En Juba, ja, hy hou net kop af en hy kruip weg, jy weet. So aan die een kant wys dit wat sy fenomenale vrou / ma Tannie D is in die storie, maar aan die ander kant weet ons, kruip weg het Juba se lewe geword, en dis 'n lyn wat sy pa vir hom laterand, of na die einde van die draaiboek ook vir hom sê, kruip weg.
net 'n bietjie van insig ook hierso. Ek het 'n scene uitgesny waar Juba wanneer hy uitstap by die hotel, is daar eers soos 'n tipe van 'n voordeurman of concierge, ek weet nie wat hulle name is regtig nie of hulle titels is regtig nie, van die hotel. In die scene was daar 'n tipe van 'n bietjie banter tussen die twee. Ag, die idee hierso was gewees om te wys dat Juba nog steeds met mense connect en belangstelling het en dat daar 'n natuurlike gevoel is vir verhoudings en dat daar nog hoop is, so te sê. Maar ek weet nie, dit was net nie super krities nie. Ek dink ek het al reeds my punt gemaak in die vorige scenes en ek wou die runtime korter maak. Dis maar deel van die editing proses, so ons het dit verwyder. Ja, hy stap wanneer hy uittreë by die hotel na die dag se werk. Weer eens, ons kry weer 'n gevoel van die gryserige, reënerige weer. Die ambiance is swaar. En dan tree hy in die kruidenierswarewinkel in. Ietsie om op te let, die klokkie lui wanneer Juba intree by die kruidenierswarewinkel, maar wanneer Mario intree is daar geen klokkie wat lui nie. Obviously, weer eens, julle weet nou al die storie, en julle vind dit eers uit op die einde van Reisigers, maar eintlik is Mario in die hede tydlyn nie eintlik daar nie, en dit is cool om hierdie klein details nou op te tel met 'n tweede luister, om te sien maar hoe interact hy met die omgewing en so. So is net sulke klein details om subtiel oor te dra dat Mario nie eintlik daar is nie. So dan sien Mario die craft beer stand, en of Juba sien die craft beer stand en dit trigger 'n memory of 'n gevoel by Juba wat dan Mario se intrede so te sê aktiveer. As 'n eerste keer luisteraar weer eens dink daaraan, Mario is nie eintlik in die vertrek nie, so tel op oor allerhande klein detailtjies wat hier so gebeur. Ja, en dan die bemarkingsstand, dis so derivative, oorspronklik crafties met die sexy model en bouklere. Mario's interaksie hier is nogals baie snaaks, proe ek seker soos 'n bousite. Is 'n cool lyn, ek is nogals trots op daai ene. Weer eens die uitbeelding van Juba, dis nie dat Mario eintlik daar is nie, maar dis amper Juba kyk daarna en daar kom hierdie gedagte op wat sou Mario gesê het as hy hierdie bemarkingsstand gesien het. Ek het dit self gevoel met my broer wat obvious, soos julle weet, oorlede is. As ek 'n movie kyk of 'n boek lees of ietsie sien, gereeld dan dink ek, Marius sou dit geniet het of hy sou so opgetree het. Dis nie eintlik werklik wat hy sou doen nie, maar dis jou idee van hom. En dan die shifting gears, die stilstaan oomblik. Juba sien vir Slabs deur die winkelvenster. En hoe cool is die viool hierso, dit gee vir jou net so 'n gevoel, wat 'n sound, dit is so perfek, jy kan voel die vibe verander net, daar is 'n gewig daaraan. Om my in die mood te sit, weer eens die musiek waarna ek geluister, of die liedjie waarna ek geluister is The Temptations, Ball of Confusion. Daar so stadige opbou, so angstigheid wat bou met daai song, wat vir my net so cool was, as ek het op repeat gesit het, terwyl ek skryf. So, ja, dit is nou die eerste keer wat Juba vir Slab sien in 3 jaar, die eerste keer na die ongeluk. En so met die tweede luister weet ons nou, dit was altyd beplan gewees vir Slabs om daar te wees, en jy sien hom praat op sy selfoon, in my geeste so verbeel ek myself, hy praat met Monty om te sê, hey, hier gaat ons. Maar vir Juba is dit, vir die karakter Juba, is dit letterlik die eerste keer. So, ja, dit bou die ongemaklikheid van die oomblik. So, ek kan daaraan dink, Slabs weet hoekom hy daar is, en Juba nie. So, van Slabs oogpunt, moet jy regtig vir jouself sê, daar's vrek baie respek vir hom, oor hoe hierdie karakter die situasie hanteer, want soveel restraint wat hy moet wys, amper hy moet stadig die verbande begin afval, so te sê, en weer eens, Luan hierso, sy vertolking van Slabs, daar's soveel empathie in sy stem, soos empathie, maar ook al, daar's 'n doelwit, 'n dryf wat agter dit sit. Dis 'n amazing balans as jy eintlik mooi daarna luister. Deur die interaksie kry ons ook 'n bietjie oor waar Slabs is in die lewe oor die laaste 3 jaar. Weer eens, soos wat ek in episode 1 genoem het, daar's hierdie verwagtinge en ideale wat elkeen van ons karakters, so te sê, oor hulle skouers hang, en dit sal vir groot drywer vir hulle motiverings en hulle besluitneming wat plaasvind. Ja, soos wat hy praat nou oor sy werk en waar hy is, jy kry 'n idee van, dit het ook nie regtig uitgewerk soos wat hy wil nie.
Hy wil meer deel, maar dis nie nou die tyd om met Juba daaroor te deel nie. Daar's meer belangriker goed wat hy wil die gesprek na toe stoot, so te sê. Dis duidelik dat Juba probeer wegkom uit hierdie situasie, weer eens hy probeer wegkruip, die pyn vermy. Daar's daai fisiese trigger ook, sy rug trek styf. En dan die woorde 3 jaar chom, dis wanneer ons vir die eerste keer luisteraars laat weet, hierdie is nou 3 jaar vorentoe van dat hulle mekaar gesien het. Ja, en ek moes ook nogals baie versigtig wees met die skryf van die dialoog van hier af vorentoe, want onthou, ons karakters weet dat Mario is oorlede, maar ons as luisteraars of kykers, of julle as luisteraars of kykers, weet dit nie. So, hoe praat die karakters van hierdie verlies, sonder om dit weg te gee vir julle as luisteraars en kykers? So, dit is nogals tricky. So, as Slabs ietsie sê soos Mario en jy, so, dis al aspres weggelaat, maar dis ook 'n gevoel van soos, ja, dis die manier hoe mense sal praat, en jy as eerste keer luisteraar of kyker sal voel, dis maar net 'n hakerige gesprek. Maar Slabs is ook, gee vir ons insig in Slabs en wie hy is. Hy acknowledge die verlies, maar hy spring nie net daarin nie, en dit sê vir jou baie oor wie Slabs as karakter is. Ek bedoel die restraint wat Slabs moet wys hierso. Dis net, wow, dis seriously, ek is trots oor die skryf van dit, van hom as karakter, maar weer eens Luan se vertolking nie. Onthou, vir Slabs as karakter, in sy wêreld, het hy sy beste vriend verloor, en in effect 2 van sy beste vriende, Mario was ook sy beste vriend gewees, en Juba het hy verloor. En hy het vir 3 jaar hulle nie gesien nie, en hy ken ook sy vriend se pyn, hy weet waardeur hy gaan het, en hy weet wat Juba en sy familie vir Slabs self beteken het. So Slabs trek ook baie, baie swaar, en tog moet hy sterk wees. Maar terselfdertyd is hy vulnerable, hy is direk, en hy is strategies, so net wat 'n ding om te navigate, what a human. Weer eens Luan, well done met hierdie, as 'n stemakteur hierso, yes, dit is net outstanding, well done. En natuurlik vertel Slabs 'n tipe van 'n wit leuen om net sy vriend op hierdie reis te kry. Hy sê sy pa is siek. Ek dink in een mate wil hy ook nie net nog daai burden op Juba sit nie, maar ek dink dit is weer een strategies. Hy sê sy pa is siek, terwyl ons eintlik weet, as jy al klaar deur die stuk geluister het, dat Slabs se pa is eintlik oorlede, maar die siek gee hom 'n geleentheid om vir Juba te nooi, om saam te gaan op hierdie reis, en hy hoop dit sal werk dat Juba so te sê die byt sal vat. Wakker word Juba, dit is tyd. Ja, dit is die lyn wat nou die challenge is. Die gauntlet word neergelê vir Juba, en en Juba moet reageer, en hy staan vas. Juba is nie 'n pushover nie, so, en dit is weer eens die trigger wat Mario se intrede aktiveer. Hier's 'n bietjie van 'n klein tegniese fout, wat my net herinner hoe tricky dit gaan wees om eendag die film te skiet, om Mario se reveal verantwoordelik en vir die experience van die film self ordentlik weg te steek. Soos Mario uittree, dan hierdie keer hoor ons die winkelklokkie, soos hy uitstap. Vroeër het ek vir julle genoem dat daar nie 'n winkelklokkie was nie, maar jy hoor hom nou. So, daar's 'n bietjie van 'n continuïteitslogic fout hierso, volgens die storie se quote-unquote reels. Maar ja, Slabs wat omdraai en kyk, terug na Mario kyk, maar hy kyk natuurlik terug na Juba toe, want Slabs, die karakter, weet dat Mario nie daar is nie. As Mario regtig daar was, daar's net geen manier wat Slabs net sou aanstap nie. Hy sou teruggekom het en vir Mario 'n groot drukkie gegee het en ge-high five en hulle sou opgevang het en so. Natuurlik maak hierdie vinnige impromptu interaksie dit pla vir Juba, maak hom ontsteld. Jy kan die pyn in sy gesig sien. Dit is weer eens 'n tipiese veg of vlug reaksie, en hy probeer beklei daarteen, en ons sien dit wanneer hy terug by die woonstel is en hy die deur ooplos en dan sê, ag nee man, en hy slaan die deur weer toe. Obviously klink dit asof hy met Mario beklei en half geïrriteerd is dat hy die deur ooplos, maar dit is Juba wat net in gedagte is. Hy beklei met homself, hy praat met homself. Die rondstap in die woonstel, daar's 'n angstige gevoel daaroor. Hy stoei regtig met homself, en jy kan sien oor hoe hy die selfoonboodskapie stuur. Hy wil daar vir sy vriend wees, so dan moet hy formeel wees as hy selfoonboodskap stuur, moet hy chilled wees, moet hy 'n grappie maak, hoe moet hy dit verwoord? Daar's net soveel om te sê. Hy weet sy vriend trek swaar en hy wil daar wees, maar dit is ook seer op dieselfde tyd.
maar hy stuur dan die boodskap. En dan weer eens die score, dit is eintlik net soos die score wat basies net sê, hier kom dit nou, die uitnodiging van Slabs, ons weet Slabs kom, die reis kom nader, so dit is net soos die perfekte einde aan hierdie hele tydlyn gedeelte wat ons doen. En dan die transition, dit is regtig net cool, dis, ek nogal trots op myself in hierdie aspek, die visueel waar jy al in die hele tydlyn deur die venster kyk op na die sterre en dan van die sterre af terugkom en jy is in die verlede, terug waar Juba en Mario wat regtig weg daar is hierdie keer in die verlede, asseblief bly by my hierso, hoop nie ek maak julle te mekaar nie, maar waar hulle terugstap na hulle sterreplek besoek, of vanaf hulle sterreplek en die besoek by hulle sterreplek. Met die sterre, bright and beautiful, is ons weer terug in daai verlede en hulle stap oor die markplein. Ek het Clarence se markplein in gedagte gehad hierso. Clarence natuurlik is 'n dorpie wat ek as 'n gevoel en visuele gevoel en ambiance in my kop het toe ek dink oor waar die reisigers afspeel. Maar ja, so hulle stap oor die markplein en ons kan sien die chemistry tussen die twee broers is weer eens duidelik. Hulle is daar en daar is lekker ritme daaraan. Die musiek wat ek hierso in na geluister het is David Bowie se Heroes. En dit is 'n classic song, is net so 'n opbouende song. Ja, so dit my net weer terug in daai lekker vibe ingesit, maar ons kry ook in die interaksie tussen Juba en Mario dat daar 'n tipe van 'n hint is dat hulle planne en drome en ambisies nie noodwendig aligned is nie. Juba is nie bewus daarvan nie, maar Mario is bewus daarvan. Die gesprek tussen die twee broers oor die bierbrou proses, om eerlik te wees, ek weet bitter min van bierbrou af, so ek moes nogals research gedoen het om die regte dinge te verstaan en wat sal gebeur as jy dit verkeerd maak en as dit te suur is, en regtig om sin te maak in die dialoog, so net 'n paar klein goedjies hier. Die lyn passie bly en klein, dis regtig net 'n great line. Dit is net ietsie wat ek gereeld sien in die entrepreneurskap wêreld, 'n bietjie van my entrepreneur agtergrond wat daar aankom, veral as jy met klein besigheid te doen het, die passie bly en klein, maar ook selfs met stilstaan is doodstaan, weer eens daai ritme wat jy hoor in die dialoog, die alliterasie of die poëtiese gevoel daarso, dit is baie aspris daarso in plek gesit. Soos julle weet, die tema is balans, onthou, so dit is die tension tussen hierdie twee waarhede, tussen passie bly en klein en stilstaan is doodstaan. Al twee stellings is waar, en dit is wat balans is, dis 'n tension tussen twee waarhede. So dit kom ook hierso deur. En vir Juba is stilstaan regtig sy vrees, dis al amper die anti-reisiger vrees. Dis hoekom, soos julle later sal hoor in hierdie episode, dat hy bietjie sy pa judge en beskuldig, en om eerlik te wees, dis 'n bietjie projektering ook, is kom eintlik meer van Juba af, eerder as wat dit werklik waar is, dat sy pa stil staan, volgens Juba. En dan ontmoet ons vir Royus, ja, 'n 1970s Ford Capri Piranha, natuurlik rooi, sy naam is Royus, so dit moet rooi wees. En Royus is self 'n baie belangrike karakter, so te sê in die storie, 'n sterk, passievolle, feminine archetype, 'n tipe, ek het in my geestesoog half 'n Spaanse danseres met bloedrooi rok en bloedrooi lippe, is basies die idee waarvoor ek gaan as ek dink aan Royus, vol passie. Ek het oorspronklik geskryf, want weer eens, ek moet bieg hierso, my kennis oor karre is nie goed nie, so ek het vir die stereotype gaan en Royus was eers 'n Ford Mustang, en toe bel 'n vriend van my wat my gehelp het om die draaiboek te lees en 'n bietjie te edit, en hy is self in die motorindustrie en hy's passief oor karre, en toe sê hy net vir my, nee, 'n Mustang, rarig, en ja, hy het basies net vir my op 'n baie nie subtiele manier gesê, dis nie baie oorspronklik nie, en ook, dis 'n baie duur kar, baie skaars, dis nie iets wat rarig, ek moet iets kies wat 'n bietjie meer relevant is tot die tydperk en die mense en meer persoonlikheid het. Wat van jy kyk na die Capri, en toe gaan Google ek dit, en dit was net perfek geweest, die Spaanse danseres, so te sê. En Juba is duidelik baie gemaklik met haar. Hy weet presies waar die sleutels is wanneer hy die kar start. 'n bietjie backstory wat ek geskryf het hierso, wat obviously nie in die draaiboek self is nie, of in die produksie self is nie, maar ek het dit geskryf om net vir my 'n bietjie meer half die karakters meer diepte te gee, om hulle beter te verstaan, is soos dat ek dink iemand soos Prof Mentjies en Juba en Mario
het gereeld vir Juba 'n spin gevat met Royes en vir Juba geleer om te bestuur en vir Juba vertrou om die kar te kan vat. En ek bedoel, dit sal regtig weird wees vir 'n kind om net soos die kar te vat en te ry, alles jy al in matriek. So Juba is gemaklik en so daar is obviously geskiedenis tot daai gemaak. En dan is daar Royes se klank. Dit is net so lekker klank wanneer hy die kar start en dit gee net vir Royes daai karakter soos diepte. Jy weet wie Royes is met daai klank. En ek love net hoe dit as 'n fliekervaring vir jou ore deurkom. Ek wil vir julle 'n bietjie insig gee oor die ingenieurwerk hierso, die klankingenieurwerk hierso. Nou in die begin as jy na die proses kyk van hoe om klanke en sound effects by produksie soos dit te sit. Gewoonlik is daar 'n klomp libraries vir soos 'n koffiekoppie wat breek of voetstappe of ietsie soos dit. Maar hierdie is so 'n spesifieke klank wat ons wou deurkry en as jy na die libraries toe gaan en probeer kyk vir car engine klanke, dis regtig nie wat jy wou hê nie. Dit is eintlik so erg geweest dat op 'n stadium het ek gedink, "Jesus, hoe gaan ons doen? Moet ons fisies gaan en 'n kar se engine gaan opneem met 'n mikrofoon en hom ref vir al die verskillende scenes, want onthou hierdie kar gaan hom draai en hy stop en hy accelerate en hy is ook 'n ongeluk. Soos hoe gaan ons dit doen?" So ek was bietjie half senuweeagtig en toe kom Gideon en deur mense wie hy ken in sy netwerk met 'n blink plan. Hulle het so seriously net, is weer die voordeel wat jy kry wanneer jy met baie talentvolle mense werk. Hulle het toe 'n PlayStation game gevat waar ek kan nie die game se naam onthou nie, maar jy kan verskillende karre kies en jy kan dan daai karre ry. En so al Royes se klanke kom uit daai PlayStation game uit, wanneer hy vinnig ry, wanneer hy teen die kant vasry en 'n ongeluk maak, wanneer hy accelerate, wanneer hy remme slaan. So alles is net kom uit daai game uit en yes, dit is nogals impressive hoe dit gedoen was. Toe ek dit vir die eerste keer hoor, toe sê ek net so, yes, hierdie gaan hierdie storie maak of breek en dit het toe die storie gemaak. Dis baie awesome. So ja, en daar ry Juba met Royes. Nou, waar Juba en Mario direk na die sterreplek na hulle huis toe gegaan het, is Slabs ook huis toe. En ons kom vinnig agter wat sy omstandighede is en vir die eerste keer kan ons dit regtig verstaan. Dit was half gehind voor die tyd, maar nou verstaan ons. En ons sien dit met die uitbeelding van Slabs se huis, die Slabberts se huis. Dit is letterlik die teenoorgestelde van die Maintjies se huis, kaal en alleen, wat eintlik 'n tipe van manifestering van Slabs se pa is en die duiwels wat hom rondjaag, so Slabs later sal sê. Weer eens, ons het 'n bietjie gesukkel om hierdie reg te kry, die uitbeelding van die huis en wat binne die huis gebeur. En ons het eintlik heelwat scenes hierso uitgesny. En spesifiek dialoog van Slabs se pa. So daar was iemand wat Slabs se pa was wat dinge gesê het soos hulle oë, kan jy nie sien nie? En ja, van 'n audio experience oogpunt het ons gestream hier. Daar's gebreek van meubels binne die Slabberthuis, die dialoog wat eintlik uit die huis uitkom, maar as luisteraar moet jy dit kan hoor. Dit jy net uit die storie uitgevat en dit net nooit regtig gewerk nie. Die lyn hulle oë, kan jy nie sien nie. Dis uitgesny, maar tog weer eens, daar was 'n hele backstory wat ek gehad het vir Kaptein Slabbert. Dis nou Slabs se pa en die dinge wat hy aanvang. In sy backstory was hy 'n polisieman in die apartheid era gewees en onder andere was hy by die Soweto Youth Riots gewees en in sy backstory het hy dalk 'n kind sien doodgaan, die oë spook by hom. Dalk het hy selfs 'n kind doodgeskiet tussen al die chaos en al iemand se onskuld vernietig. En ja, so dit natuurlik kan oorgaan in selfhaat en verdowing en so wat hom lei na ietsie soos drank en dit is die duiwels wat hom rondjaag. Ek het al baie opgelees oor die trauma van polisie, veral daai tyd en waar hulle vandag is post-apartheid. Dit is 'n baie komplekse dimensie wat al baie mense seer gemaak het en baie lyding veroorsaak het. En dit is weer eens waar die titel die duiwels of die titel duiwels so skerp maak. So ja, ons het hierdie dialoog gesny vir 2 redes, die dialoog van Kaptein Slabbert, wat skree oor hulle oë. So ons het dit gesny vir 2 redes. Obviously, eerste een is om dit te laat werk vanaf 'n tegniese kant, maar dit het ook net uit plek gevoel wanneer jy luister. Maar die tweede rede, en seker die mees belangrikste rede is wat ek noem die Jaws effek.
Dit is Jaws, die Steven Spielberg movie, die haai. Eintlik om dit nie te sien nie, om die haai nie te sien nie, of net sy vinne te sien, is eintlik eksponensieel meer scary as om die heeltyd te sien. En ja, so dis 'n tipiese sielkundige ding wanneer jy by ons wens wees, ons verbeelding is eintlik baie keer erger as die eintlike realiteit. Nie dat die realiteit nie erg is nie. So ons leer van Slab se pa basies deur Slabs en Slab se oë, deur die impak te sien en te voel en te hoor, deur hoe Slabs oor sy pa praat, half die Jaws effek. Dit maak op 'n mate dit meer donker en bang, wat ek dink perfek is vir wat ek hierso probeer bereik het. En as jy ietsie hoor soos Slabs wat sê, hy is vanaand weer op die strate, dan weet ons sommer onmiddellik, wanneer hy dronk is, Slabs se pa, dan default hy terug na sy polisie daar, obviously 'n baie ongesonde situasie. En dan die monoloog, wow. So, daar is 2 monoloë in die draaiboek, en beide is kommentaar oor generasies, en spesifiek manlike generasies. Aan die een kant is daar hoe die ou generasie gejudge word deur jonger generasie, soos wat Slabs en Juba in effek doen in hierdie gesprek. Dit is eintlik baie maklik, maar daar's nuance en daar's grys areas daarin. Maar die ander monoloog wat julle later sal sien wanneer oupa Saul met hulle ontmoet in toekomstige episodes, of in 'n toekomstige episode, is 'n monoloog oor die jong generasie en waar die jong generasie se eie foute maak wanneer hulle vasgevang word deur idees. Hulle is oop vir idees. Dis amazing, maar kan ook vasgevang word deur idees. 'n Social cause, 'n oorbodige aktivisme so te sê en so voorts. En met Slabs se monoloog, yes, dis net powerful. Ek het eintlik 'n hele volledige essay geskryf vir myself oor hierdie tema. Dit nogals baie gevat en gesteel uit stories wat ek en van my vriende al gehoor het en hulle paas al gehoor het of ook tot 'n mate self beleef het en 'n bietjie van my eie ervaring hierso ingebring. Byvoorbeeld, ek het 'n oom gehad, dis nou baie jare terug. En hy was nie 'n goeie man gewees nie. Hy baie gedrink, hy was baie abusive gewees. Nou ek het hom nie regtig as kind geken nie, maar ek onthou hoe hy daarvan gehou het om sy hande, wanneer hulle gebraai het, sy hande in die kole in te druk, obviously voordat dit aangesteek is, net die kole, soos die groot swart kole te druk, en hy het redelike groot hande gehad, en hy dan daai vuil koolhande gevat en na al die vrouens toe gaan en hulle op hulle gesigte gesmeer daarmee. Dis regtig nie 'n cool ding om te doen nie, en daai prentjie het al van my geestesoog vasgesit, en obviously toe ek nou die monoloog skryf en die essay geskryf het en so, en later wanneer Slabs praat van hy druk sy hande in die bloed van die vleis wat nie gebraai is nie, die rou vleis. Dis basies die vuil kole storie net meer visceral, meer, ek weet nie, meer tasbaar, so te sê. So ja, Slabs se monoloog is basies 'n gespreksopsomming van hierdie essay. Nou vinnig, voor ek verder inspring in die monoloog self, wil ek ietsie met julle deel, en dis die volgende, is 'n bietjie van 'n praktiese / filosofiese punt. Ek glo vas dat skryf, dis nou pen op papier, is 'n tegnologie vir helder denke. Wanneer jy pen vat en dit op papier skryf en sinne vol lengte uitskryf, dit maak jou gedagtes stadiger en maak die insigte wat jy sien, soos wat jou pen skryf, duideliker. So, wat ek agtergekom het met die skryf van reisigers, en ek het nooit aktief daaraan gedink nie totdat ek dit nou self beleef het met die skryf, is dat fiksie skryf spesiaal is. Daar's amper 'n spesiale, unieke dimensie wat fiksie skryf gee. Jy kan in effek via jou karakters verskillende aspekte van enige idee of situasie kan uitspeel, en dit explore in maniere wat onmoontlik sal wees in die werklike lewe, waar mense jou eie stem het, sosiale constraints het, emosionele constraints, gevolge het. So daar's in effek deur fiksie geen beperking nie. So jy kan allerhande perspektiewe teen mekaar bounce, wat nie jou eie is nie, dis die karakter se perspektiewe, terwyl jy die woorde lees en die teks gebruik om dit sy eie shape te gee, en terug te staan, en te verfyn, en te skep, en te review, en weer te skryf, tot die boodskap of idee ten volle op sy eie voete staan. So, gesê op 'n ander manier, het jy as jy 'n groot besluit het om te maak, een manier wat jy kan doen is skep 'n storie daarom met karakters. Maak die besluit hulle sin, so te sê. Laat hulle
deur dit praat, laat dinge gebeur, kyk na die uitkomste, die gevolge, pas die storie aan, sien wat gebeur. Iets gaan begin uitstaan vir jou as skrywer en die besluitnemer, want jy sien dit als uitspeel, sonder die kostes van as dit in 'n egte situasies sou gebeur het. En hierdie is 'n uitstekende manier om jou voor te berei op 'n praktiese, emosionele manier en spirituele manier vir die dapper stap wat jy finaal eventually eintlik moet neem wanneer jy werklik jou besluit gemaak het. Ek hoop dit maak sin, dit is definitief vir my. So, Slab se monoloog. Om die monoloog so te sê op dit gebruik ek vir Juba se karakter en sy judgment oor die gemak van sy pa. Onthou die woorde stilstaan is doodstaan, wat ons weer hoor. En eintlik wat dit doen is dit tee op of maak die deur oop vir Slabs om eerlik en rou sy eie hart te deel. Amper in 'n kwaai manier in die begin, maar dan begin Slabs praat oor hoe hy regtig voel oor die situasie. En weer eens vir die soveelste keer vir Luan, wie Slabs se rol vertolk het, om hom te hoor die rol vertolk en die opname te maak, het vir ons almal net hoendervleis gee. Hy doen meeste van die praatwerk hier en hy hou jou aandag. Dis net iets om voor terug te staan en hande voor te klap. Is net wat 'n voorreg om pure talent in sy egte vorm te kan aanskou. So well done vir Luan. Die infleksies, die pacing, die eerlikheid, dis net buik. Ja, die monoloog is 'n sterk monoloog, maar daar's 'n paar klein details ook wat ek dink net interessant vir julle sal wees. Soos byvoorbeeld Slabs praat van, onthou jy toe jy en hy sê vir Slab, vir Juba althans, onthou jy toe jy en Mario Ruiter van die skuins weergawe van Ruiter van die Wyntjie gesing het. Bietjie meer hieroor in latere episodes. Hou net dit in gedagte, daai Ruiter van die Wyntjie was nogals ietsie kleins, maar interessante situasie wat gebeur het tydens die opname en die skryf van die draaiboek later in die draaiboek. Die verwysing na Klein Linka, dit is my eie dogtertjie se naam, 'n bietjie van 'n Easter egg daar vir myself. Sy was gebore tydens die skryf van Reisigers. Ja, die visuele beelde soos Slabs sprei sy vingers uit soos 'n seekat reg om sy prooi te versmoor. Just like it, of hy die pa wat sy gesig bliksem teen die oond se glas deur, die bloed van die rooi vleis, die dik vingers in my neus, al hierdie visuele beelde slaan net baie, baie hard. Een van die terugvoer wat ek kry toe ek die draaiboek eerste met 'n paar mense gedeel het, is dit sou meer powerful wees as ons flashback sou gebruik. As jy eendag die film maak, wys dit. Ek het net nee gesê. Ek het net instinktief geweet, weer eens daai Jaws effek, om dit te hoor, hoe Slabs praat daaroor, is net soveel meer powerful, dit land net meer. Ons verbeelding vrees is op sy hoogste as ons dit nie sien nie. En ons hoor ook weer hoe Slabs sy ma uitbeeld, en hy sien haar as 'n held, dat sy kon ontsnap het. Onthou in episode 1 wat ek bedoel het met die vroulike gees, oral onmisbaar, ek het dit nou al 'n paar keer in hierdie episode ook genoem, nou sien julle dit raak. En dan om die verlede net te judge, as jy daar was, maak jou opinie sagter. Dit is maar net 'n beginsel van die lewe. Sit jouself in daai selfde omstandighede, daai selfde situasies en vra jouself, sou jy beter opgetree het? Miskien sou jy, maar dis 'n moeilike ding om te eerlik vir jouself te antwoord. En 'n sterk tema hierso wat julle seker agterkom is die tema van opoffering hierso. Wat is opoffering? Wat beteken dit regtig? Jy sien dit met die opoffering wat selfs Slab se pa gedoen het ten spyte van alles. Hy het basies sy siel opgeoffer hierso. Opoffering van Slab se ma, van Slab self. Ja, so dit herinner ons net van hoe ons eie lyne kan trek en ten spyte van pyn, van mense geskiedenis, kan mens weer bou en vorentoe beweeg. You can flip the script, so te sê, net deur pure oortuigings en dan jou duiwels self rond te jaag. Jy kan hulle rondjaag en ek weet ek probeer in my eie lewe dit doen en ek glo julle kan ook in julle eie lewe en definitief probeer ons karakters dit ook doen. En dan Royes op die nat rugbyveld, 'n simboliese breek van die pyn en swaar kry. Just like daai seatbelt net insit en jy hoor net Royes aanskakel, is net regtig baie cool. En dis weer die shift in emosie is waar jy neem beheer van jou eie storie, so te sê. Ja, en die idee van die kar rondjaag op die rugbyveld wat deur
spreiers nat gemaak is en modderstrepe trek. Dis eintlik geïnspireer deur 'n storie van 'n groep vriende van my in die Kaap wat dit werklik gedoen het. Hulle was net pure stoutgat geweest. Dit was nie meer of minder as dit geweest nie. Maar as jy eintlik dink oor die skade wat dit in die regte lewe veroorsaak het, dis oor R1 miljoen se skade geweest. Die sprinklersisteme, die gras oorplant ensovoorts. So dit is eintlik nie 'n regtige goeie ding om te kon doen nie. Maar vir 'n stuk fiksie is dit perfek om vir Juba en Slabs daai geleentheid te gee om daai release te hê van hierdie swaar gesprek wat hulle gehad het en situasie waarin hulle self vind. So dit is net perfek geweest. Dit is poëties, die musiek laat dit rarig werk, die beelde is net pure genot. Weereens David Bowie se Heroes was net soos die perfekte song geweest om na te luister terwyl ek hier geskryf het. En dan hoor ons rukkie later hoe hulle aankom by die Mentjies huis. En ja, soos jy kan hoor, hulle praat van die modderbande, doen eers en vra om verskoning later, jy gaan die modder van die bande moet was. Ek sal meer nog hier oordeel, want dit is die rede hoekom eintlik die ongeluk plaasvind, is die modder op die bande en die bande wat afgehaal is, en gewas word en dan weer teruggesit word. Dis die oorsaak op 'n praktiese vlak vir die ongeluk, maar ek sal later in toekomstige episode met julle meer daaroor deel. Maar wat ek wel vir julle wil sê is, hierso is Slabs se konneksie en beskerming wat hy voel teenoor die Mentjies huis sigbaar. Dit al set die scene vir sy motiverings in die toekoms. Dan ontmoet ons vir Prof Mentjies, is baie soulfully vertolk deur Philip Kotse van die kerk. Hy is net soos ideaal gewees om die rol van Prof Mentjies te vertolk. Hy het so hierdie sagte, sterk presence aan hom en dit was ideaal gewees. En hy kom self vanaf die verhoog. Hy's 'n musikant, hy het al opgetree, so hy het definitief daai tipe van 'n gravitas gehad wat ek nodig gehad het vir Prof Mentjies. Hierso het ek geluister na 'n liedjie, julle almal ken dit, La Vie en Rosa van Edith Piaf. Obviously Monty noem dit ook wanneer hy sterretekens trek, maar dit was net die musiek waarna ek geluister het, weer eens poëties, romanties, gee vir hierdie warm gevoel, soos wat Slabs verwelkom word in hierdie huis, ons gemaklike vibe. Jy kry vir die eerste keer 'n gevoel van wat die Mentjies struktuur is, wat se waardes hierdie gesin het, wat dit natuurlik amazing maak, maar ook 'n bietjie tragies maak, soos wat ons later sal uitvind in die storie. Al hierdie klein goedjies, die beskrywing van die Mentjies huis, gee vir ons in die interaksies daar, gee vir ons insig in die fondasies wat vir Juba Mariu geshape het, en by ekstensie vir hulle vriende, al hulle tradisies en so aan, en dit is iets waarvan obviously Prof Mentjies en Tannie D baie bewus is van, is wanneer ons hom hoor filosofeer op sy lazy boy met pyp in die mond, en hy is absolute romantikus, en hy is betower deur sy vrou. Dan vra hy 'n vraag soos, klop jou hart nog avontuurseun? Ek is nogals trots op daai lyn weer eens, maar dis 'n uitnodiging. En dan Juba wat verstaan, jy weet, na die gesprek met Slabs in die kar, en hy gebruik die woorde, pa is gemaklik, maar hierdie keer is dit 'n kompliment. En dan die klavier begin speel, dis so half majestic, en soos wat Prof Mentjies sal sê. En dan laastens wil ek net vir julle noem, 'n bietjie stil staan by die idee van ondersteuning. Wat is ondersteuning regtig? As mens deur 'n swaar tyd gaan, wat is ondersteuning? En ek dink al wat ek wys hierso is net om daar te wees, to show up, is so eenvoudig soos dit. En met Juba in die kar, hy bly meeste net stil en hy luister net, en Prof Mentjies wanneer hy vir Slabs in die huise nooi, dit word nie 'n groot gesprek nie, dit is net, kom in, jy's veilig hierso, alles okay, eet kos, kom ons sit. Wees net daar, dit is soos die belangrikste les wat enige iemand ons almal kan vat, as ons iemand wil ondersteun of ondersteun wil word. Nou ja, dit is nogals baie, ek weet, en daar's soveel nog om met julle te deel, en what a ride so ver. Geniet julle hierdie kommentaarreeks, asseblief, laat weet my, ek wil van julle hoor. Ek het gehoor van kommentaarreeks 1, of van episode 1 se kommentaar, dat julle geniet hierdie episodes, en dat dit vir julle baie insig gee, maar as daar spesifieke vrae is, laat weet my, asseblief. So, in die volgende episode 3, dan spring ons weer vorentoe na die hede, en dit is waar ons 4 vriende wat die
lang pad terugvat na hulle huis toe en dan ontmoet ons vir oupa Saul. Soveel om met julle te deel. Dit gaan baie lekker wees. Tot volgende keer.